Goeiemôre. Jy luister na die 69ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Vanoggend se tema is: Hoe meet 'n mens geluk? Ons het vir die oomblik ons fokus weggeskuif van die boek The Good Life, bedoelende ons lees nie op die oomblik uit die boek nie, hoewel die tema nog daaroor gaan. Weg daarvan en ons kyk na die Gallup World Happiness Report wat pas verskyn het. Dit sluit baie nou by ons boek aan, The Good Life, in die sin dat die Harvard-studie na 'n beperkte hoeveelheid mense se geluk kyk oor 'n hele leeftyd. Dit het reuse voordele, maar ook beperkings. Navorsing is byvoorbeeld grootliks in Amerika gedoen onder Amerikaners, en dit sluit 'n beperkte hoeveelheid mense in. Die Gallup World Happiness Report kyk na die rapportering van geluk van 1000 mense uit elke land, verskillende lande oor die wêreld, en geluk nie oor 'n leeftyd nie, maar hoe mense dit in die afgelope tyd van hulle lewe ervaar het. Op hierdie wyse kan 'n mens tog interessante vergelykings tref tussen Gallup se bevindinge en die Harvard-studie, om net te sien of daar groot verskille is en of die resultate tog by mekaar aansluit. So hoe meet Gallup se navorsers die geluk van mense as hulle net 'n paar minute het en nogal oor die foon om meer inligting te kry oor hoe gelukkig mense is? Wel, jy vra vir hulle kernvrae oor hulle lewe en vergelyk dit met data wat reg oor die wêreld verkry is. Die Gallup-verslag fokus veral op 3 aanwysers. 1. Lewensevaluerings, life evaluations, hoe mense hulle eie lewe evalueer. Tweedens, positiewe gemoedstemming of positive affect, en dan ook negatiewe gemoedstemming, negative affect. Met ander woorde, hulle vra vir mense subjektief wat die ervaring is van hulle eie lewensomstandighede en om dit op 'n skaal van 0 tot 10 te gaan meet. Met ander woorde, aan die bokant van die skaal op 10 is hulle die gelukkigste mense op aarde en 0 is hulle het eintlik geen rede om te leef nie. Lewensevaluerings gaan oor die groter konteks van 'n mens se lewe, maar positiewe en negatiewe gemoedstemming gaan eintlik oor wat het hulle in die afgelope tyd ervaar. Byvoorbeeld, positiewe gemoedstemming vra hulle vir mense: wat het jy in die afgelope tyd ervaar in terme van lag, genieting en belangstelling? Wanneer dit kom by negatiewe gemoedstemming, het hulle vir mense vrae gevra oor hulle bekommernis, hulle hartseer en hulle woede. So mens kom dadelik agter dat dit baie spesifieke vrae is, maar hierdie vrae is aanwysers wat konsekwent oor die hele wêreld vir mense gevra word. So hoe meet 'n mens jou eie geluk? As jy vanmôre dink aan jou eie, wel die evaluering van jou eie lewe. Jy evalueer jou lewe op grond waarvan? Jy weet, aan die een kant kan 'n mens partykeer dink, "Jies, maar my lewe is half moeilik. My kar het probleme en hy sukkel om te start." Maar hoeveel mense loop verby jou wat in hulle ganse lewe nooit ooit 'n kar sal kan besit nie? Jy dink partykeer, "Joh, dit gaan moeilik met my." Maar dan gaan sit jy in die voorportaal van 'n onkologie afdeling. Of jy ry deur 'n plakkerskamp. Of jy sit die nuus aan en kyk wat daar in die wêreld gebeur. En dit laat jou eintlik jou lewe weer herevalueer, waarskynlik in 'n meer positiewe rigting. Ons gemoedstemming word deur soveel aspekte beïnvloed. Soos ons al baie in hierdie reekse gepraat het, oor die manier hoe ons dink oor ons lewens, oor hoe ons omstandighede interpreteer, waar ons kies om te kyk elke dag. So hoe meet 'n mens geluk werklik? In Spreuke 4 vers 23 lees ons: Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Die bedoeling daarvan is, wees veral versigtig wat met jou in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.
Ons leef in 'n wêreld waar mense voortdurend hulle lewens evalueer. Soms stilweg in hul binneste, soms hoorbaar teenoor ander. My lewe voel leeg. Ek is dankbaar vir waar ek is, of ek is vasgevang in 'n donker plek. Jy vergelyk jou lewe met die Joneses. Hierdie innerlike lewensevaluasies is ontsaglik belangrik, want dit bepaal hoe ons onsself beskou, hoe ons oor onsself voel en die projeksies wat ons maak oor die toekoms. In sielkunde verwys life evaluation, lewensevaluering, na hoe mense hulle lewe in geheel beoordeel, hoe gelukkig, betekenisvol of suksesvol hulle 'n lewe ervaar. En hier speel positiewe gemoedstemming en negatiewe gemoedstemming 'n enorme rol. Positiewe gemoedstemming beskryf daardie oomblikke van vreugde, van lag en belangstelling in belangrike areas van die lewe. Negatiewe gemoedstemming verwys na daardie emosies van woede, hartseer, vrees, skuld. Die Bybel gee nie net vir ons riglyne om positief te dink nie, maar lei ons ook op 'n pad na innerlike genesing en vrede, selfs te midde van negatiewe emosies. Dink aan Paulus en sy omstandighede wanneer hy vanuit die tronk Filippense 4 skryf. Hy het geleer om tevrede te wees in die omstandighede waarin hy is. Alles daarin, omdat hy deur Christus in staat is wat vir hom die krag gee. Hierdie woorde van Paulus is nie goedkoop optimisme nie. Hy skryf immers uit die tronk, 'n plek van uiters negatiewe gemoedstemming. Tog te midde van lyding het sy lewensevaluering positief gebly. Hy het nie dat sy uiterlike omstandighede sy innerlike lewensevaluering laat aftrek het, vernietig het, verwoes het nie. Want hy fokus op die teenwoordigheid van Christus. Ons leef in 'n wêreld met geweldig baie faktore wat ons lewensevaluasie beïnvloed. En hierdie dinge kom en gaan. Vandag is ek onder en môre is ek weer bo. Vandag is ek dalk bo en môre is ek onder. Daar's ekonomiese druk, verhoudingsspanning, ons gesondheid, ons verlede, wat dit ook al mag wees. En dit is normaal dat ons tye het van negatiewe gemoedstemming. Maar ons word ergens tussen uitnooi en beveel om nie in daardie negatiewe gemoedstemming vasgeval te bly nie. Dink aan ons gebed elke môre, waar ons die Here vra om deur sy Gees ons te help om blydskap, vrede, vriendelikheid en goedheid na te streef. Dit is nie oppervlakkige gevoelens nie, maar diep lewenskragte wat groei in 'n hart wat geanker is in God se liefde. Ek sê dit stadig, want ons moet dit goed deurdink. Dit gaan nie oor oppervlakkige gevoelens nie, maar diep lewenskragte wat groei in 'n hart wat geanker is in God se liefde. As jy vandag jou lewe moet evalueer, wees eerlik. Noem jou pyn, noem jou teleurstellings, maar bid dat die Here deur sy Gees aan jou die volle waarheid sal laat openbaar. Erken die negatiewe gemoedstemming in jou lewe, maar soek bewuslik na die positiewe gemoedstemming van dit wat reeds in jou lewe is, as jy daarop fokus. Partykeer is dit dinge soos 'n sonsopkoms, 'n kind se lag, 'n vriend se drukkie, die feit dat jy opgestaan het, en die ontelbare seëninge wat daar is, selfs in tye wat dit nie so maklik is nie. Kom ons bid en vra dat die Here ons hiermee sal help. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal vul met die Heilige Gees, dat ons die vrug van die Heilige Gees in ons lewe sal bly beoefen, om lief te hê, om met blydskap te leef, om vrede te maak,
geduldig te bly, vriendelik te wees, goedheid na te streef, getrou te wees, sagmoedig en selfbeheerst. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort, en ek kruisig my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U Heilige Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my siel, o Heer, dat ek myself blywend ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.